reël nommer 5. Jy het gedog het gaan nooit eindig nie, maar hier is dit nou. As jy skryf, gee sonder om terug te verwag. Ek dink hierdie is een van die plekke waar baie mense sukkel. En ons hele samelewing is so opgestel. As jy by my gaan kom werk, moet jy eers 'n deposito betaal. Dit is te verstaan, 'n mens moet tog 'n deposito kan betaal. Maar dan is al hierdie toutrekkery van hoeveel gee jy, hoeveel gee ek en hoeveel gee jy en hoeveel gee ek. En baie keer is dit in die huwelik. Ek sien dit, die huwelik word transaksioneel. Met ander woorde, jy moet 'n bietjie gee, dan sal ek 'n bietjie gee en dan sal ek 'n bietjie gee en dan as jy minder gee, dan gee ek minder en op die einde van die dag loop die ding dood. Dis baie keer die geval in huwelike. Maar die Jesus manier en hoe dit lyk in my huwelik, as ek aan Jesus behoort, beteken dit, ek gee sonder om terug te verwag. Dit beteken daar was 'n tyd wat my vrou moes gegee het, terwyl ek gesukkel het met al die junk wat in my kinderdae en my opvoeding gebeur het. En ek nie eens besef het nie. En sy moes bly gee en absorbeer. En omdat sy deurgedruk het, kon die Here haar beloon het en my kans gegee het om reg te kom. Wat dink julle sou gebeur het as sy gesê het, "Twak, ek soek nie so 'n stukkende man nie, ek's uit." Maar sy het gegee, sonder om terug te verwag. Nou, ons het daai waarskuwings nou in die begin gedoen. As daai goed aanwesig is, dan praat ons nie nou daarvan nie, okay? Ons praat nie nou daarvan nie. As jy dit gemis het, gaan weer terug na die begin toe en kyk daar. Ek praat nou van soos net in die algemene huweliks. Mense skei oor twak. Mense skei oor twak. Regtig, die goed waar mense skei is sinneloos partykeer. Nee, ek het maar net uit die persoon uit gegroei. Ek moet vir jou sê wat sê die skrif. Jy weet, daai is nie 'n besluit wat as mense sommer net neem om het gesê, wel ek het nou aanbeweeg nie. Nommer 5, Lukas, daai is die verkeerde vers. Dit is nie 3 vers 35 nie. Theo het vir my gesê, dis iewers anders in die Bybel, maar glo vir my, dit staan in die Bybel. Okay. Sonder om iets terug te verwag, moet julle vyande lief hê en aan mekaar goed doen. Hoeveel te meer moet ek dit nie vir my maatjie gee nie? Hoeveel te meer moet ek sonder om iets terug te verwag? Hoeveel te meer moet ek nie vir my maatjie sê, ek gaan jou absolute liefde wys, omdat Jesus vir my absolute liefde gewys het. Ek gaan vir jou absolute vergifnis wys, al gee jy dit nie vir my terug nie, al kry ek nie wat ek dink ek wil kry, behoort te kry, of selfs dalk geregtig is om te kry nie. Dit maak nie saak nie, want jy was nooit my bron in die eerste plek nie. Deel van my probleem voor 2012 is, ek het hierdie ding in my kop gehad, dat dis Tanya se werk om my gelukkig te maak. Maar as Jesus jou nie gelukkig maak nie, as Jesus nie die vreugde in jou lewe is nie, gaan jou maatjie dit nooit kan doen nie. Nooit nie. Dit gaan net nie gebeur nie. En daarom moet ek begin by Jesus. Jesus moet my absolute vrede wees. Jesus moet my absolute vreugde wees. Jesus moet my geluk wees. Jesus moet my tank vol maak. My oë is op Jesus, nie op Tanya nie. Tanya is die ontvanger. Sy is die beneficiary. Wat is dit in Afrikaans? Begunstigde van my verhouding met Jesus. Dis omdat ek sit nie en wag dat sy vir my iets moet gee nie. Natuurlik gee sy vir my ook 'n paar goed. Ons is getrou daarom. Sonder om iets terug te verwag. Okay. Ek gaan moet klaarmaak, anders gaan ek foute maak. Twee groot foute wat ons maak. Ek het dit self gemaak, ek het dit agtergekom gesê, as ek in Jesus behoort, kan ek nie hierdie doen nie. Ek kan nie hierdie goed sê nie. Hier's nommer 1. Hier's fout nommer 1 wat ons baie keer maak in die huwelik. En ek praat nou van kinders van die Here. Ek praat nie eens van mense daar buite, ek praat van mense wat hier sit. Die ja maar verskoning. Die ja maar. Johan, jy het nou al hierdie mooi goed gesê, ja maar ek weet nie of dit vir my werk nie. Die skrif het nooit ergens, Jesus het nooit gevra, werk dit vir jou? Ons het hierdie benadering met die woord, dat jy eet die vis en jy spoeg die grate uit. En wat ons daarmee probeer sê is, ek doen nie deel wat vir my lekker is en deel wat moeilik is, spoeg ek uit. Jesus gee nie vir my daai opsies nie. Daar is nie 'n ja maar nie. Dis 'n ja Here, U sê dit en ek is gehoorsaam. Ek onderhandel nie met die woord nie. As die woord sê ek moet iets doen, doen ek dit, daar's nie 'n maar nie. Amen. Tweede fout. Ek sal as hy of sy is. Ander woorde, hierdie is daai transaksionele, maar jy moet eerste en dan sal ek. Ek sal regtig. Maar sy moet eerste.
As sy dan ek's gewillig, maar kan jy nou sê sy sal nie. Wie moet nou eers gaan? Sien, omdat ek aan Jesus behoort, gaan ek eers, al doen my vrou niks nie. Nou julle, ek het dit nie reg gekry nie. My vrou het dit reg gekry, so julle moet met haar praat oor hierdie. Maar baie keer is dit die ding wat ons miskry. Is dat ek verwag my vrou moet iets doen wat Jesus reeds gedoen het. Wat sy nie hoef te doen nie. Weer daai Lukas 3, ek dink is Lukas 4 of 5. 6, dankie. Wie was dit? Well done, Annette. Sonder om enigiets terug te verwag. Sê gou sonder om enigiets terug te verwag. Moet ek my maatjie lief hê. Want dit is wat God van my verwag. Okay, ek sluit af. Jesus wil ingryp in my lewe. In 2012 het die Here Jesus in my lewe ingegryp. Ek kan onthou, ek het regtig gesukkel met woede. Ek het dit verloor. Ek dink nie ek het gevloek nie. Ek was nie 'n vloeker nie, maar ek was net 'n miserabele persoon. En dan, ek kan onthou sit in Johannesburg in 'n huurkar en daar was ons petrol ingooi om die kar terug te vat. En ek bla 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 wara wara bla 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 wara. En my vrou, wat sê jy vir so 'n persoon? Sy bly maar net stil. En as ek sê, en jy sit net daar. Ek klink soos 'n vrou, nê. En jy sê niks nie. Hier sit ek en ek moet altyd alles, klink dit bekend. En terwyl my mond so gaan, begin my gedagtes dwaal. My mond gaan aan, maar my kop is asof die Heilige Gees vir my sê, is dit nou hoe jy Jesus vir jou vrou wil wees? Is dit hoe Jesus lyk? Kan jou vrou Jesus in jou sien? En dan redeneer ek nou nog hier met die Heilige Gees terwyl my mond met my vrou redeneer en ek kan iets sê soos dit vir die Here en sê, maar Here, hierdie vrou van my is so en die Here sê net vir my, hierdie moet einde kry. Hierdie is nie reg nie. As jou man of jou vrou die bron van jou vreugde is jou huwelik in die moeilikheid. Dit moet Jesus wees. Hou op om enigiets van jou man of vrou te verwag. Alles wat jy terugkry is genade. Jou man of jou vrou moet die begunstigde wees van jou verhouding. Jou vrou moet alles kry van jou. Jy moet niks terug verwag nie. Jou man moet alles kry van jou. Stel jou daarop in. Man, om onderdanig te wees aan jou vrou. Vrou, om onderdanig te wees aan jou man. Stel jouself in. Dis hoekom ek volgende net met jou praat. Ek praat nie met jou maatjie nie. Stel jou in om te sê, Jesus is genoeg vir my. En as daar 'n gap in die huwelik is, dan is dit nie omdat dit tussen jou en jou man is nie, dan is dit omdat dit tussen jou en Jesus is.